Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 24 November. Die land as 'n geskenk. Kom ons open met gebed. Liewe Jesus, vreeslik baie dankie vir nog 'n dag en nog 'n studie. Liewe Heer, laat dit asseblief 'n seën wees tot ons vandag. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Eksodus 3 vers 8, Levitikus 20 vers 22, Levitikus 25 vers 23, Numeri 13 vers 27, Deuteronomium 4 verse 1, 25 en 26, Deuteronomium 6 vers 3, as ook Psalm 24 vers 1. Wat was die spesiale band tussen God, Israel en die beloofde land? Ons lees Eksodus 3 vers 8. Daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, na die woonplek van die Kanaaniete en Hetiete en Amoriete en Feresiete en Jewiete en Jebusiete. Ons lees Levitikus 20 vers 22. Onderhou dan al my insettinge en al my verordeninge en doen dit, dat die land waarheen ek julle bring om daarin te woon, julle nie uitspieg nie. Ons lees Levitikus 25 vers 23. Die grond moet ook nie vir altyd verkoop word nie, want die land is myne, omdat julle vreemdelinge en bywoner by my is. Ons lees Numeri 13 vers 27. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin u ons gestuur het, en waarlik, dit loop oor van melk en honing, en dit is sy vrugte. Ons lees Deuteronomium 4, vers 1, vers 25 en vers 26. Luister dan nou, Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom in die land wat die Here, die God van julle vader, aan julle sal gee, in besit mag neem. As jy kinders en kindskinders sal verwek en julle in die land verouderd sal wees en verderflik handel, deurdat julle 'n gesneede beeld maak, 'n gelykenis van enige iets, en doen wat verkeerd is in die oë van die Here jou God om hom te terg, dan neem ek vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle, dat julle sekerlik gou uit die land sal vergaan, waarheen julle oor die Jordaan trek om dit in besit te neem. Julle sal die dae daarin nie verleng nie, maar sekerlik verdelg word. Ons lees Deuteronomium 6 vers 3. Hoor dan, Israel, en onthou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed mag gaan en dat julle baie kan vermenigvuldig, soos die Here die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Psalm 24 vers 1 lees soos volg. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. Psalm 24 vers 1. Op 'n baie eenvoudige vlak verleen grondgebied 'n tasbare identiteit aan 'n nasie. Die ligging van 'n volk se erfgrond bepaal die aard van hul aktiwiteite en leefwyse. Slawe daarenteen was ontworteldes sonder vastigheid. Ander het die vrug van hul arbeid geniet. Derhalwe het grond vryheid beteken. Die identiteit van God se uitverkore volk hou dus ten nouste verband met hul bewoning van die land. 'n Spesiale band het tussen God, Israel en die beloofde land bestaan. God het die land aan Israel geskenk. Dit was dus 'n genadegawe en nie 'n onvervreembare reg nie.
Solank Jahwe sy uitverkore volk hul verbondsverhouding met hom gehandhaaf het en by die voorskrifte van daardie verbond gehou het, kon hulle Kanaan besit het. Met ander woorde, hulle kon nie die land en die seëninge wat dit ingehou het, sonder God se goedkeuring behou en geniet het nie. Terselfdertyd was die beloofde land inderdaad ook 'n soort bril waardeur Israel die Here kon beskou en beter insig in die Here kon verkry. Deur Kanaan te bewoon en te bewerk, word hulle daaraan herinner dat die Here 'n getroue en betroubare God is wat by sy beloftes hou. Nog die volk, nog die beloofde land sou sonder God se toedoen bestaan het, sonder wat die bron van die grondslag van hul bestaan was. Tydens die Israelitiese en Egiptiese verblyf het die Nylrivier en die se besproeiingsstelsel tesame met harde werk vir hul die nodige landbougewasse gelewer sodat hulle 'n lewe as bestaansboere kon voer. Dit was anders in Kanaan. In die beloofde land moes hulle op die reën staatmaak ten einde 'n ryke oes op te lewer. Nou het hulle eerstehands besef dat slegs die Here beheer oor die weer het. Sodoende was Kanaan 'n herinnering dat die volk konstant van God afhanklik was. Selfs al het Israel die land as 'n geskenk van Jahwe ontvang, was hy op die keper beskou die ware eienaar. As die eienaar van die ganse aarde, soos ons gelees het in Psalm 24 vers 1, het Jahwe die reg om die land aan Israel toe te ken of om dit selfs terug te vat. As alle grond op die aarde dus aan die Here behoort, is die Israeliete en by implikasie elke mens swerwers en bywoners, of om dit op 'n meer eie tydse manier te sê, is ons almal langtermyn gaste op sy eiendom, die aarde. Lees 1 Petrus 2 vers 11 en Hebreërs 11 vers 9 tot 13 en beantwoord die volgende vraag. Wat beteken dit vir jou persoonlik om as 'n bywoner en vreemdeling uit te sien na die stad waarvan God self die ontwerper en bouer is? Ons lees 1 Petrus 2 vers 11. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Ons lees Hebreërs 11 vers 9 tot 13. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het, wat dit beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte en soos die sand aan die strand van die see wat ontelbaar is. In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Hebreërs 11 vers 9 tot 13.